Welkom by ons erediens op Vadersdag 2020. Ons wil vir elke oupa en pa 'n mooi en 'n geseënde Vadersdag toewens. Mag julle met die sagtheid van Jesus Christus julle geliefdes lei, versorg en behandel. Dankie dat julle God se opdrag as Vader elke dag gehoorsaam en uitleef. As jy nog nie die Vader is wat God van jou verwag nie, maak vandag daardie keuse. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke U loof, o God. Mag al die volke U loof. Mag die nasies bly wees en jubel, omdat U hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Gemeente, genade en vrede word U ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing as lofsang, Gesang 509, vers 1 en 3. Geliefdes, ons tema is herontdek wie God vir jou is, en in die besonder gaan ons kyk na God se seën in ons lewe. Ek het 3 Ou-testamentiese tekste gekies as skriflesing. Kom ons lees dit nou. Eerstens, Genesis 1 vers 28. Toe het God hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit en heers oor die skepping. Ons tweede teksgedeelte is Genesis 12 vers 1 tot 3. Die Here het vir Abraham gesê: Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek.
In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Ons derde skriflesing is 1 Kronieke 4 vers 10, Jabes se gebed. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. Geliefdes, net tot sover ons skriflesing uit die wonderlike woord van die Here. Geseënd is u wat dit hoor en dit deel van jou daaglikse lewe maak. Kom ons verenig in 'n gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, ons kom vanoggend om dankie te sê vir die grootste geskenk wat ons kan ontvang. Die geskenk van u seën in ons lewens. Mag u deur u Heilige Gees vandag ons weer laat ontdek wie u werklik is in ons lewe. Nog meer wie u is vir ons in hierdie grendeltyd. Heer, u het met ons 'n doel en 'n droom in Suid-Afrika. U het met ons 'n doel en 'n droom op die kontinent Afrika. Daarom het u vir ons elkeen hier geplaas. Tans is daar 'n warboel emosies wat in ons losgemaak word deur onverantwoordelike leiers op die politieke front. Wat veroorsaak dat ons as mense al hoe verder van mekaar verwyderd raak. Ons bring vandag dank aan u vir hulle wat elke dag werk, sodat die mense van ons mooi land kos kan hê. Here, ons dink vanoggend aan ons boere en hulle plaaswerkers. Ons dink aan hulle wat kos verpak, wat die kos verwerk en vervoer. Ons dink aan al die winkeleienaars en winkelpersoneel wat dit moet uitpak en ons moet bedien. Here, ons bid vandag vir alle mense wat mediese behandeling moet ondergaan. Almal wat siek geword het, almal wat in hospitale is, hulle wat in selfafsondering en kwarantyne is en angs en benoudheid beleef. Ons dink aan almal wat verantwoordelik is vir hulle versorging, dokters, verpleegpersoneel, ander helpers. Ons bid vir almal wat geliefdes aan die dood in hierdie grendeltyd afgestaan het. Almal wie se geliefdes vandag en môre dalk ernstig siek is of siek gaan word. Here, ons bid ook vir mense wat finansiëel swaar kry. Mense wat hulle werk verloor het, mense wat honger en koud is. Die mense wat op straat en in skuilings is en dalk sonder kos is. Here, ons dra almal wat op die voorste linies werk in gebed aan u op. Ons bid vir hulle wat daagliks aan die virus blootgestel is en die risiko neem om dalk self geïnfekteer te word. Ons bid vir ons land en al haar mense. Here, ons bid vandag in besonder vir wysheid. Vir ons leiers wat in hierdie dae groot verantwoordelikhede dra. Vir kerke, kerkleiers, gemeentes, kerkrade, predikante, wat ook moeilike besluite en ondersteuning moet bied. Genadige God, ons bid vanoggend vir gesinne in hierdie tyd wat voor groot uitdagings staan. Ouers wat weer moet gaan werk en kinders wat by die huis moet bly. So dan kan ons kinders wat moet terug gaan skool toe, die blootstelling wat hulle beleef. Kinders wat by die huis versorg moet word.
En Here, dan dink ons spesiaal aan mense wat ook in hierdie tyd mishandel, gemolesteer of verkragt word. Beskerm hulle en gee uitkoms. Wees by elke instansie wat werk om 'n vangnet te wees vir mense wat ly onder geslagsgebaseerde geweld. Werk ook in die harte van hulle wat mishandel en verkragt en molesteer word, dat hulle tot inkeer sal kom. In u groot genade, Here, hoor vanoggend ons gebed en wees ons asseblief genadig in hierdie land. En Here, hoor ons ook nou, as ons Heer, ons dink aan ons kontinent Afrika, gaan sing, mag daardie woorde ons lewe omvorm. Ons bid dit alles in die naam van ons enigste Verlosser en Here, Jesus Christus, sy naam ter ere. Amen. Geliefdes, voor die prediking, kom ons sing hartlik saam, Heer, ons dink aan Afrika. Geliefdes, ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink, hoe sien jy God se seën in jou lewe? Of, hoe verstaan jy vanoggend God se seëninge in jou lewe? Ons hoor baie kere mense sê, ek is so geseënd. Wat bedoel hulle met daardie woorde? Het jy al nagedink oor wanneer en hoe seën die Here 'n mens of 'n volk of 'n land? Is daar iets wat ons moet doen
Of is daar 'n spesifieke manier van lewe wat sal veroorsaak dat God ons sal seën? Kan ons dalk daarvoor bid? Kan net God iemand seën? 'n Ander vraag is, kan ons vir iemand tot seën wees? Kom ons dink maar aan 'n paar gesegdes in ons lewe, woorde wat ons gebruik. Ons sê elke Kersfees vir mekaar geseënde Kersfees. Of by iemand se verjaarsdag wens ons so 'n persoon seën met die nuwe lewensjaar toe. Of aan die begin van 'n nuwe jaar sê ons vir mekaar 'n voorspoedige nuwe jaar. Weet ons werklik wat ons met daardie woorde sê? Of is dit maar net mooi gesegdes in ons alledaagse taalgebruik? Kom ons luister vanoggend na God se stem as hy ons leer. Wanneer sal hy ons seën en wat beteken dit as hy ons seën? Ons gaan vandag net na 'n paar Ou Testamentiese tekste luister wat oor God se seëninge handel. Geliefdes, die woordjie seën kom 132 keer in die Bybel voor en die meeste kere daarvan in die boek Genesis. Die woordjie geseën kom 93 keer voor en ook die meeste kere in die boek Genesis. Dan kom die woorde seëninge en geseënd ook 'n aantal kere in die Bybel voor. Wanneer ons aan seëninge dink ons gewoonlik dat dit net die goeie dinge in die lewe is. Ek noem 'n paar dinge wat ons sien as God se seën in ons lewe. As ons vreugde, liefde en vrede in ons lewe beleef. Elke mooi geleentheid wat ons ervaar. As ons genoeg het om van te lewe, goeie gesondheid geniet, 'n werk het om te doen, genoeg kos en klere, liefde vir ander, as die Here sy hand oor ons hou, as hy ons vriende beskerm, as hy ons familie beskerm, as ons goeie verhoudinge met ons geliefdes, kollegas en kinders ervaar, as my finansies in 'n goeie toestand is dit nie hoe ons seën van die Here die meeste kere verstaan het nie. Maar ek wil vanoggend vir u sê, daar's ook die ander kant van die muntstuk. Die slegte kant wat met ons gebeur en kan gebeur. En daardie slegte dinge wat met ons kan gebeur, sien ons baie kere as straf van God. Of hoe dink u daaroor? Baie mense sien dit so. Die Bybel leer ons egter vanoggend iets anders. Die slegte dinge wat met ons gebeur, is baie keer tot groter seën en nadenke as wat ons ooit kan dink. U sal nou vra, hoekom? Ons ontvang God se bystand te alle tye, al besef ons dit baie kere nie. God se seën maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Daarom kom ons herontdek wie God vir ons is in voorspoed, maar ook in die krisistye, deur te hoor hoe spel die 3 Ou Testamentiese tekste God se seën en God se teenwoordigheid in ons lewe uit. Ons eerste teks is Genesis 1:28. Daar staan die volgende woorde: Toe het God hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit en heers oor die skepping. Genesis 1:28 sê vir ons dus baie duidelik dat ons aangestel is as 'n beelddraer van God. God se seën gaan in Genesis 1:28 oor hoekom ons bestaan, hoekom ek lewe,
Dit gaan dus oor ons roeping as mens. Daarom het ons 'n groot verantwoordelikheid om voor God reg te lewe elke dag. Ons teksvers sê 'n paar baie belangrike dinge. Die Here se seën sien ons in ons lewe, want die Here seën ons met vrugbaarheid om met verantwoordelikheid kinders te hê. Om met verantwoordelikheid ons kinders op te voed en te versorg en vir hulle daar te wees. Om die aarde te bewoon en op te pas en die lewensmiddele wat die aarde bied te gebruik tot almal se voordeel. Om die aarde nie te verniel en te plunder uit magsbeheptheid en selfsugtigheid nie. Om die aarde te bewerk tot 'n sieraad vir God. Om jou werk so te doen dat dit vir jou lekker is. Of is jou werk vir jou 'n straf of 'n seën? Doen jy jou werk tot eer van God? Kom ons dink bietjie daaroor. Ek vermoed ons sou anders werk toe gegaan het as ons weet dat dit juis die plek is waar God baie kere ons wil gebruik. Hy wil met mense praat wat dalk nie eers in die kerk kom nie aan 'n kerk behoort nie. Mense wat hom as verlosser nie eers ken nie. Deur die manier wat ek en jy ons werk doen en leef. Genesis 1 sê dus dat ons elke dag die lewe en die geleenthede moet gebruik en te ervaar dat die lewe en die geleenthede wat ons het, God se seën vir ons is. Wat maak jy met jou lewe? Wat maak jy met die geleenthede wat jy elke dag ervaar? Ons tweede Ou Testamentiese teks is Genesis 12 vers 1 tot 3. Daar staan, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Geliefdes, naas die feit dat Genesis 1:28 sê ons is beelddraer, verteenwoordiger van God, hoor ons Genesis 12 vir ons sê, God het vir ons 'n droom. Kom Genesis 12 en luister ons baie mooi waar die roeping van Abraham hanteer word. En wat sê dit vir ons? Soos God 'n droom vir Abraham gehad het, so het God 'n droom, 'n opdrag vir jou en vir my. Elke mens as jy gebore word, plaas God jou op 'n lewensbaan, waar jy jou bestaansdoel moet uitleef. Daarom lees ons in Genesis 12, kry Abraham 'n opdrag, trek die vreemde in. Moenie vra nie, God sal jou wys waarheen jy moet trek, Abraham. Sy lewensreis met God begin deur sy gehoorsaamheid aan God. Sy onvoorwaardelike geloof in God. Om God blindelings te vertrou, omdat jy net dit weet, God is daar. God ken die pad wat hy wil hê jy moet loop. En soos Abraham se reis met God gevorder het, word die seëninge in sy lewe duidelik. Die boodskap uit sy lewe is dus baie duidelik vir ons. Waag dit met God. Wees gehoorsaam en jy sal verbaas wees oor hoe hy vir jou al meer bystaan in watter omstandighede jy ook al beleef.
elkeen wat vandag moedeloos is, onseker voel. Abraham se roeping in Genesis 12 daag jou uit. Waag jou lewe met God. God wil sy droom vir jou lewe met jou deel. Vertrou God op sy terme, nie in ons terme nie. En onthou, die Here het jou in hierdie wêreld ingebring, en jou lewe is dus 'n seën. Maar daardie lewe, en vir daardie lewe het God ook 'n droom vir jou. Hoor vandag jou opdraggewer, en gehoorsaam sy opdrag. Trek saam met hom. Stap saam met hom die pad. Jou lewensdroom is deel van God se seëninge vir jou. Wat maak jy met daardie droom? Ons derde teksgedeelte is 1 Kronieke 4 vers 10. Daar staan: Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. En dan hoor ons, God het laat gebeur wat hy gevra het. Geliefdes, die naam Jabes beteken smart. Kom ons gaan kyk, wat vra Jabes van die Here? Waarvoor bid hy? 4 belangrike dinge. In die eerste plek bid hy: Here, stort u seën oor my uit. Jabes vra dat die Here hom sommer baie sal seën, ryklik sal seën. Dit is belangrik om te verstaan, wat is opgesluit in hierdie versoek, dat die Here hom moet seën, en dat die Here seëninge oor hom moet uitstort. In hierdie versoek is opgesluit, dat hy wat Jabes is, verander tot seën wil wees. Wanneer iemand in Jabes se tyd vir iemand se seën gevra het, het dit gegaan om daardie seëninge te kan uitdeel aan ander, en dat die Here deur daardie uitdeel geëer kan word. Met ander woorde, Here seën my, nie ter wille van myself nie, nie tot my eie voordeel nie, maar sodat ek tot seën kan wees vir hulle rondom my. Daarom God se seën moet nie oor ons gaan nie, maar oor God se koninkryk. Dat ons vir mekaar tot seën kan wees en hom die eer kan gee. Die tweede saak wat Jabes van die Here vra is, wanneer hy sê: Here, vergroot my grondgebied. Dit gaan nie hier dat hy vra dat die Here vir hom 'n groter stuk fisiese grond gee nie, maar hy bid oor sy invloed in die wêreld. Groter grondgebied beteken meer mense wat sy lewenspad sal kruis. Hy vra verder dat die Here sy beperking sal wegvat, sodat hy vir die nog meer en meer mense tot seën kan wees. Dit moet ook ons grootste wens vandag wees, dat die Here ook ons grondgebied, ons invloed sal vergroot. Dat die Here ons sal gebruik, sodat ons volle potensiaal as getuies vir hom kan bereik, en vir soveel as moontlik mense sy liefde, sy seëninge kan uitdeel en oordra. Derdens vra Jabes dat die Here sy hand oor hom sal hou. Dit beteken dat die Here hom, daar waar hy tot seën vir meer mense wil wees en moet wees, sal beskerm. Dat die Here hom sal vashou, want hy weet, die Here se hand is sterker as sy hand. In die laaste plek vra Jabes dan spesifiek dat die Here die onheil van hom af sal weerhou. Jabes wil met sy getuienis nie pyn en smart in mense se lewens veroorsaak nie. Ons hoor dieselfde versigtiging wat Jabes gebid het, ook in die Onse Vader. En laat ons
nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dit gaan hier oor die geloofwaardigheid van Jabes se getuienis. Ek en u weet al te goed wat gebeur in ons eie binneste. As iemand een ding sê, mooi woorde sê, maar sy dade en sy optrede verraai wie hy werklik is. Daarom vra Jabes van die Here, Here, leer my om opreg te wees. Jabes leer ons dus om 'n instrument in God se hand te wees. Dat ware seën van die Here juis daarin lê om deur die Here gebruik te word vir sy doel. Jou lewe in God se hand elke dag te los en 'n waardige getuie vir hom in die wêreld te wees. Kom ons vat saam. Wat leer ons uit die 3 Ou-testamentiese tekste? God seën ons deur lewe vir ons te gee. Wat maak jy met jou lewe? Tweedens hoor ons, die Here seën ons deur vir ons lewe 'n droom te hê. Ons het dit by Abraham se roeping gehoor. Vervul jy God se droom in jou lewe? Derdens, die Here seën ons om 'n seën vir ander te wees. Doen jy dit? Beïnvloed jy mense? Hoe groot invloed het jy op mense se lewe om hulle terug te bring na God toe? Niks kan God weerhou om jou te seën nie, behalwe jou eie halsstarrigheid om die seëninge van die Here nie te wil hê of te wil ontvang nie. Die Here se seën leer ons dat ons opnuut kan herontdek wie God vir ons is, wat God vir ons doen, in goeie, maar ook in die seertye van die lewe. Jy is alleen as jy sonder God se teenwoordigheid kies om te lewe. Maar jy is in sy teenwoordigheid as jy kies om sy genade en sy vrede in jou lewe elke dag toe te laat. En volgens sy genade en sy liefde en sy seën jou lewe ten volle te leef. Mag die Here ons daartoe help van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons slotsang is ook ons slotgebed. Kom ons sing hartlik saam, gesang 284. Swart
Geliefdes, ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak vir jou. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Drie enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons wegsendingslied is vonk nommer 5.